ons harte voor U kan kom stilmaak met die wete dat U ons God is en dat U goed is en dat U vir ons die gawe van die ewige lewe kom skenk het, dat U aan ons geloof as 'n gawe gegee het om ons geloof te plaas in die soenverdienste van ons Here Jesus Christus. Ons dankie dat U Uself daardeur verheerlik, soos wat U dan ook by Christus se doop gesê het, dat U in Hom 'n welbehae het en dit weer bevestig het en die apostels dit ook vir ons duidelik maak en dit ook vir ons in die profete duidelik gestel is. Dank ons die Here dat ons in Christus kan wees en U 'n welbehae ook in ons kan hê. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar omdat ons in Christus Jesus kan wees. Ons wil dan tot U roep met hierdie versekering dat U vir ons sal gee wat ons vra, as ons dit vra volgens U wil. En so bid ons dan, Here, dat ons met alle wysheid sal bid en sal weet en kennis sal dra van wat U wil is. En ons weet dat Christus ons geleer het om te bid dat U naam geheilig sal word. Dit is sodat U geken kan word, reg geken kan word. En bid ons dan dat ons deur U woord U reg kan ken. Maar terselfdertyd het ons ook nodig om ons self te ken. Ons eie feilbaarheid, ons voete van klei, ons geneigtheid tot alle kwaad, ons swakheid wanneer ons moet opstaan teen die sonde. En U leer ons om nie op onsself te vertrou nie, maar om op U te vertrou. So daarom is die kennis aangaande U en die kennis aangaande onsself so belangrik om U naam dan te verheerlik. En ons weet dan, Here, dat U groot genade en geduld en barmhartigheid met ons sal hê, maar ons ook, Here, opgewek word om genade te betoon aan ander. Dat wanneer ons bid vir die vergifnis van ons sonde, dit ook sal wees sodat ons ook die sal vergewe wat teen ons sondig. En daarom wil U dit ons ook duidelik inprent, dat U wil vir ons goed wees, maar dat ons soos ons hemelse Vader goed is, ook daardie karaktereienskappe moet openbaar deur ander, hulle sondes, wat hulle teen ons doen, te vergewe. En bid ons dan ook, Here, dat U koninkryk sal uitbrei. Ja, Here, dat dit sal uitbrei in getalle, maar ook het ons nodig om in ons geestelike lewens te verdiep. Daarom bid ons dat U vir ons sal leer, dat ons nie net op melk gevoed sal word nie, maar dat ons deur die vaste spyse van U woord gevoed sal word. Ons vra ook, Here, dat U, terwyl ons swak is, ons wil buig in ooreenstemming met U wil, want U het vir die apostel Petrus gewaarsku dat die gees is welgewillig, maar die vlees is swak. Bid dan dat julle nie in die versoeking kom nie. En so, Here, kom ons na U toe in gehoorsaamheid aan U opdrag om te bid dat U ons wil sal buig ooreenkomstig U wil, sodat ons kan staande bly teen versoekings, dat ons kan staande bly teen die duiwel, die wêreld en die vlees. Maar Here, nie net ons is as die kerk is U diensknegte nie. Op 'n ander wyse leer U ook vir ons dat die regerders van 'n land is ook diensknegte, is ook diakonos wat U dien, en dit is die konings en hooggeplaastes. En U leer vir ons om vir hulle te bid, sodat ons 'n stil en rustige lewe en alle godsvrug kan hê, want U wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Mense uit alle vlakke van die samelewing, nie net die armes nie net die middelklas nie net rykes nie, maar ook die politici. En daarom bid ons dat U uit alle vlakke van die samelewing U volk bymekaar sal maak. En ons lees reg deur U woord dat U ook konings en hooggeplaastes U kinders gemaak het en hulle laat optree het namens U om wette en reëls uit te vaardig wat in ooreenstemming is met U wet. En sodoende dat die goddelose gestraf sal word
want daarvoor is dit nodig om kennis te hê van U, sodat die regeerders kan weet wat is dit wat ooreenstem met U woord en wat is dit wat kontra U woord is, sodat hulle die kwaaddoeners kan straf en die wat goed doen kan beloon. En ons bid dan as die leiers van ons land en die hooggeplaastes van ons land, hulle nie tot U wil bekeer nie, dat U hulle van hulle trone sal afruk en vir ons godvreesende leiers gee. En so het U kerk vir bykans 200 jaar gebid totdat U die hele Romeinse ryk in die hand van die Christendom gegee het en hulle leiers gelowig geword het. En so, Here, weet ons, dit is dalk nie oornag wat dit sal gebeur nie, maar ons sal dankbaar wees, selfs al is dit in die tyd van ons kinders, of ons kleinkinders, of ons agterkleinkinders. Maar U leer ons om in gehoorsaamheid aan die opdrag te bid vir konings en hooggeplaastes. Ons wil bid dat U ons in ons tydelike behoeftes sal voorsien. Ons het as gemeentelede individueel nodig dat U vir ons sorg en ons moet ons afhanklikheid van U afpleit, selfs al is ons koskaste vol, ons vrieskaste vol en ons weet nie watter ramp kan ons oorkom deur middel van vloede waar al ons kosvoorrade kan wegspoel, of aardbewings waar dit vernietig kan word, of waar diewe inbreek en steel. Daarom is ons afhanklik van U en nie van ons pens nie. Ons bid dan, Here, dat U ons sal voorsien in ons tydelike behoeftes, ook vir die gemeente in die geheel. En ons bid, Here, dat U ons as gemeente ook sal deurdra en sal sorg en voorsien deur elkeen se bydraes. Ons wil ook om bid, Here, dat U ons sal beskerm en bewaar teen die sielevyand, die duiwel, die wêreld en ook ons eie vlees, die oorblyfsels van sonde wat nog in ons is. En bid, Here, versterk ons sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel wanneer hy sy aanslae en sy aanvalle loods, dat ons sal staan terwyl ons met alle smekinge, gebede, voorbedes en dankseggings intree vir al die heiliges. En daarom wil ons niemand van ons gemeente uitsluit nie, maar ons hele gemeente aan U opdra vir al die heiliges en saam met al die heiliges bid tot verheerliking van U self en tot uitbreiding van U koninkryk. Daarom bid ons dan ook dat U ons helder verligte oë van ons verstand sal gee om U koninkryk raak te sien in die voorlees van U woord en ook in die verklaring van U woord. En dit bid ons om Jesus ontwil. Amen. Ons skriflesing kom uit Psalm 22 vers 1 tot 31. Hoor die woord van die Here. Vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaag in hom. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af is U my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk, soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart het soos was geword. Dit het gesmeld binne in my ingewande.
My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. En U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel. 'n Bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beenderre kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar U, Here, wees nie ver nie. My sterkte, maak tog gou om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu en uit die horings van die buffels, het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broers vertel, in die vergadering U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom. Al die nakomelinge van Israel. Want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en sy aangesig vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Van U kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid, almal wat in die stof neerdal, sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. 'n Nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal omkom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Tot sover uit God se onfeilbare woord. Ek wil hê ons moet kyk na die fokusgedeelte. Ons fokusgedeelte is vers 22 tot 24. Verlos my uit die bek van die leeu en uit die horings van die buffels, het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broers vertel in die vergadering U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom. Al die nakomelinge van Israel. En die tema van ons boodskap: God het 'n duur prys vir ons sonde deur sy seun se lyding betaal. Prys hom vir sy genade. God het 'n duur prys vir ons sonde deur sy seun se lyding betaal. Prys hom vir sy genade. Dis die derde boodskap wat ons uit Psalm 22 dan het, waarin ons gekyk het in die besonder in die boodskap tydens nagmaal inleidend, en dan daarna het ons bietjie gekyk na die omstandighede in die Nuwe Testament, en ons het nie daarmee klaar gekry nie, so ons sal voortgaan met die omstandighede van Christus se kruisiging. En ek het alreeds vir u gesê dat ons in die Nuwe Testament sien ons dat Christus uitgebeeld word vir ons, en die duidelike aanduiding van die Nuwe Testamentiese skrywers dat Christus vir ons verlossing gebring het, en dat hierdie psalm en baie van die ander psalms dan messiaans van aard is, en dat Dawid dan as 'n profeet opgetree het. Nou ons sal in die gedeeltes wat ons in die Nuwe Testament aanhaal weer, ons het dit deur die mond van Petrus gehoor op Pinksterdag, toe hy gesê het dat Psalm 16, dat Christus nie in die graf sou bly nie. Dit is profeties vir ons oorgedra, en ons sal nog 'n gedeelte sien. En ek lê klem daarop, omdat ons studiebybels kry, selfs in Afrikaans, en ook predikante, pastore, wat dan uit en uit sê dat die psalms getuig nie van Jesus Christus nie, omdat hy nog nie gebore was nie. En dit terwyl die Nuwe Testament Christus self sê, en hy haal van die psalms aan en pas dit op homself toe. Nou hoe kan hy dit doen as daar 'n redenasie is dat hy nie
dan in die psalms uitgebeeld word. Dus dit is net totaal en al ondenklik hoe mense so kan optree. En ook, soos ek sê, die ander Nuwe Testamentiese skrywers duidelik haal vir ons uit die psalms aan op 'n profetiese manier. So daarom het ons nodig om dit in ons agterkop te bewaar, en wanneer u 'n studiebybel het of prediker hoor, skakel dit af, want dit is pure dwaling, en ons het genoeg daarvan gehad, en vernietiging wat dit selfs ook in ons teologiese skole veroorsaak, dat ons in ons dag hierdie bittere en vrot vrug binne in kerke sien, en die kerk sien kwyn, omdat mense nie vertroue het in dit wat die woord van die Here vir ons sê nie. En dit is baie duidelik dat hierdie dinge nie per toeval kon gebeur het nie. So ons het nodig om dit in ons agterkop te bewaar, en ek sal dit, solank as daar asem in my is, beklemtoon, want ons kan nie toesien dat die leuns voortgaan nie. So nou, Dawid is die primêre fokus van die konteks, maar Christus is die primêre konteks van die verlossing. Daarom praat ons van Dawid in die kleine en Dawid in die groote. Dawid in die kleine is koning Dawid wat hierdie psalm geskryf het. En ons praat van Dawid in die groote is Dawid se nageslag wat sy seun is, maar ver meer as dit, sy Heer is, soos ons in Psalm 110 lees. En so ons gaan kyk na Dawid in die kleine, Christus in die groote, en ook koppel ons eie lyding hieraan, wat ons sien, die ervaring wat Dawid gehad het, was in 'n kleiner mate die ervaring wat Christus gehad het. So ons staan nie losstaande van Christus se lyding nie, maar ek en jy moet mooi verstaan, Christus se lyde het tot my en jou versoening uitgeloop, terwyl ons lyding geensins enige iets met saligheid te doen het nie. En ons lyding wat ons het, is in 'n baie groot mate, is dit om saam te kan voel wanneer ons dan lees oor die lyding van Christus. Maar Christus se versoening alleen tot ons saligheid, maar ons lyding tot 'n beter verstaan van Christus, en ook die wete dat Christus in sy ervaring met ons medelee het, in alle opsigte versoek is net soos ons, maar die verskil is dat hy sonder sonde was. So, daarom gaan ons kyk na hierdie psalm verder, onder die tema, God het 'n dierprys vir ons sonde deur sy seun se lyding betaal, prys hom vir sy genade. Nou daar's 'n paar redes waarom ons hier sien, Dawid God aanroep. Hy roep God aan op grond van God se goedheid in die verlede, en die goedheid wat God aan ander bewys het. Vers 3 tot 6. My God, ek roep bedags, maar u antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op u het ons vaders vertrou, hulle het vertrou, en u het hulle uitgered. Hulle het u aangeroep, en het ontvlug. Op u het hulle vertrou, en nie beskaamd gestaan nie. Nou, interessant dat die vorige vers sê, my God, waarom het u my verlaat? En dan vers 3 begin, by my God, ek roep bedags, maar u antwoord nie, en dan, u woon onder die lofsange van Israel. En dit was in die besonder in tyd van benoudheid, dat Israel dan tot God gesing het. En Dawid het dan juis psalms geskryf vir tye van benoudheid, wat die volk beleef het, en dat hulle tot God kan roep om hulle te help, maar ook sien ons die element van danksegging alreeds voor die uitkoms kom. Hier ook alreeds in Psalm 22. Die laaste gedeelte van Psalm 22 eindig dan met lofprysing, soos ons in die vorige boodskappe gesien het. So hy sê dat wat in die verlede gebeur het, is God het na sy volk geluister, wanneer hulle in benoudheid tot hom geroep het, en hulle het op God vertrou, want
Daar was bewyse op bewyse op bewyse in hulle geskiedenis, dat wanneer hulle in benoudheid was, hulle die Here aangeroep het. Selfs in tye waar die volk afvallig was, waar hulle eintlik getuigtig moes word, of gestraf moes word, het die Here baie keer ingegryp en was genadig. Ons dink aan Agab, wat op 'n stadium, die goddelose koning Agab, wat op 'n stadium in benoudheid was, en hy het dan gevas en gebid voor die aangesig van die Here, en as op sy hoof gegooi, en die Here het geluister na hierdie man, alhoewel sy hart nie geheel en al by die Here was nie. En die Here het hom verhoor, tydelik verhoor in daardie moeilike omstandighede. Hoeveel te meer die regverdige Dawid. En hoeveel te meer, as ons kyk na Jesus Christus, die seun van God, wat nooit sonde gedoen het nie. En so die bewyse van dit wat God in die verlede gedoen het. Daarom is dit uiters belangrik vir ons, om nie net die Nuwe Testament nie, maar ook die Ou Testament te ken, om die praktiese benoudheid van God se volk te bestudeer, soos ons dit sien, vanaf die tydperk wat God se volk na Egipte gelei is, deur Josef in Genesis, tot en met Openbaring, waar God op die ou einde oorwinning gee. En dit is waar ons as kinders van die Here moet ons volk se geskiedenis ken. En daar, as ek sê, ons volk se geskiedenis, praat ek, ons is primêr Christene. Ons is primêr God se kinders. En daarom assosieer ek en jy veel beter met Israel, wat dan in die Ou Testament God se kinders was, as wat die Israel van die Nuwe Testament, wat grootendeels hulle teen die Messias wat God gestuur het, verset het, en die DNA in hulle bloed gevloei het, en ons het nie daardie DNA nie, en ons is kinders van Abraham. En ons is werklik kinders van Abraham. En die ander sal begeer om Abraham in die hiernamaals te sien, maar soos die ryk man wat gesterf het en sy oë opgeslaan het, en hy was in vlam, en Christus vertel ons daar die gelykenis, en Lazarus was in die boesem van Abraham gewees, maar die ryk man wat self 'n Jood was, is ver verwyderd van Vader Abraham. So, dis hoekom ons nodig het, ook om God se goedheid aan sy volk te sien, en dit te leer ken, en dit vas te maak. Verder roep Dawid ook God aan op grond van die wat met sy pyn spot. En daar's baie tye wat mense met Dawid se pyn gespot het, onder andere een van Saul se nageslag of sy familie was Simei gewees, en Simei het nadat Dawid vir Absalom gevlug het Simei hom dan ontmoet by die Jordaanrivier en hom met klippe gegooi en hom die heel pad geloop en vloek. En sodoende het sy vyande, nie net daar nie, hy verwys ook na tye waar sy eie familie ver weg van hom af gestaan het, en veral in die tyd toe hy siek was. En so ons kry verskeie gebeure in Dawid se lewe wat verskeie mense met hom die spot dryf. En Dawid skryf daarvan in hierdie psalm, maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my, hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos 'n behaag in hom. En so Dawid roep God aan op grond van die wat met sy pyn spot.
En Christus het mense gehad wat met sy pyn gespot het. En soos ons verlede week ook gesien het, genees Heer, genees Uself. Nou die term steek die lip uit, is ons nie seker wat dit beteken nie, en dit klink vir ons dat dit iets is soos die roekeloosheid van 'n tong uitsteek. Maar dit sou dan om iets aan te neem wat waarskynlik nie die geval is nie. En sodoende moet ons nie afleidings maak nie, maar wat dit duidelik is dat die lip uitsteek het iets te doen met veragting van die persoon. En so, dis 'n teken van veragting. So wat dit ook al beteken, ons weet dit het iets te doen met 'n veragting waar die mense dan die lip uitsteek teen hom. En dit kan ook beteken dat die lip uitsteek dan juis iets is waar hulle mond wil uitspoel teenoor die pyn wat Dawid beleef het en die pyn wat Christus beleef het. En ons weet hoe mense dan in die verbygaan gespot het. Verder het Dawid God aangeroep op grond van die goedheid wat God aan hom bewys het. Dawid het nie net die volk om terug te kyk na omstandighede wat hulle beleef het nie, maar het ook self ervaring gehad dat God vir hom persoonlik goed was. Vers 10 tot 12, ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af, is U my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. En sodoende het God nie net vir Dawid van kleins af beskerm nie, maar ook het die Here sy eie seun bewaar van kleins af. En ons weet dat Herodes wou, toe hy hoor dat daar 'n nuwe koning gebore is, die koning van die Jode, toe wou hy Christus laat doodmaak het, en hy het gestuur van sy soldate na Bethlehem en al die kindertjies onder 2 jaar oud, al die seentjies laat doodmaak. Maar daar is 'n waarskuwing gegee aan Josef en Maria, en so van die moederskoot af, van baie jongs af, is Christus bewaar vir die oomblik waarvoor hy gebore is, om 'n liggaam te ontvang om vir ons versoening te bewerk. So daar was dinge in die lewe van ons Here Jesus Christus waarin hy kon dink aan die goedheid van sy Vader, om dan op die ou end nie op 'n ander wyse te sterf nie, maar om te sterf aan die kruis. Ons weet dat toe hy in Nasaret gekom het, sy eie dorpsmense, daar waar hy groot geword het, toe hy in die sinagoge ingaan en hy vir hulle preek toe, gryp hulle hom en hulle hou nie van wat hy sê nie, en hulle neem hom na 'n kraans toe en hulle wil hom daar afstoot. En Jesus Christus het tussen hulle deurgeloop, en die Vader het hom bewaar, omdat sy uur nog nie gekom het nie. En op ander tye wou mense klippe optel en hom stenig, en sy Vader het hom bewaar. Op 'n ander stadium was daar 'n storm op die see, en die bootjie het nie gesink nie, want die Vader het hom bewaar, sodat hy die dood kon sterf wat vir hom bedoel was. En so kan ek en jy dink in terme van ons lewens, waar God vir ons goed was. En ek vertel baie keer vir my kinders, die verskeie kere waar elkeen van hulle al amper dood is, deur verskeie omstandighede, en so kan u vir u kinders dit vertel, en u ouers vir u vertel waar u amper dood is, waar die Here ons bewaar het. En sodoende het ons elkeen van waar ons verstand gekry, dinge om aan terug te dink, dat God persoonlik vir ons goed is, en ons in tye van nood gehelp het toe ons hom aangeroep het. Verder het Dawid die Here aangeroep op grond van hulle wat sy pyn veroorsaak het, en dis sy vyande.
Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring, hulle het hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmeld binne in my ingewande. So hier sien ons dat die vyande wat hier die pyn veroorsaak het, Dawid hulle beskryf as stiere wat hom omsingel het, bulle wat hom gegaffel het met hulle horings. Dis die beeldspraak van mense, en dit is gewoonlik diegene, verskoon tog, wat mag het. Ons sien byvoorbeeld in die geval juis van Agab, wat in die oorlog wou optrek, en hy vir die profete bymekaar gebring het en gesê het, sal ek voorspoedig wees om op te trek, en een van die persone het dan horings gemaak en tussen die ander profete ingestorm en hulle gestoot met sy horings en gesê, so sal u vyande stoot en hulle oorwin. En so daardie horings sien ons ook in die boek Daniël. Ons het na die verskillende diere gekyk en die horings, as ons dink in terme van die een horing van die Griekse ryk en wat uitgeval het en plek gemaak het vir 4 horings, en ons dink in terme van die 2 horings van die bok ook in die boek Daniël. Die een horing is hoër as die ander ene, die Meders en die Perse, die Meders wat 'n meerderheidsaandeel gehad het in daardie koalisie regering, en ons sien dan die horings wat dan die beeld van politiese mag is. En Christus, dis nie net Dawid wat politiese mag deur mense wat hom wou rondstoot nie, sy eie kinders het al meer as een keer probeer om sy troon te gryp. Dawid se een seun, Absalom, wou sy troon gryp, en daar was dan ook later Adonia, wat ook sy pa se troon wou gegryp het. En so dis eintlik sy eie seuns wat hulle horings, wat soos 'n stier, 'n bul is, wat hulle pa gaffel. Wat te sê nog van ander mense wat oor die jare probeer het om hulle mag te gebruik om Dawid van sy troon dan af te stoot, om sy plek te neem. Nou wat ons weet van Christus se troon is, wel die Jode het probeer dat die profesieë, of laat ons dit eerder so stel, die Judaiseerders, want daar's 'n verskil. Jode, Petrus en Paulus en Jakobus en Johannes, die apostels, was ook Jode gewees. So God het nie sy volk verwerp nie, maar die Judaiseerders, die oorgrote meerderheid van die volk wat hulle verlosser moes aangeneem het hom nie aangeneem nie, en sodoende hom verwerp, en hulle het probeer om hom stil te maak, op die ou end gekruisig, maar hy het uit die dood uit opgestaan, en nou het hy opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand van die Vader, en niemand sal hom van sy troon afstoot nie. Maar sodoende weet ons dat die politiek is ook teen kinders van God in die verlede gebruik. Die Christene, veral in tye van reformatie, is oorgegee aan verraad. Die vertaler van die Engelse Bybel, William Tyndale, het gevlug vir sy lewe na Duitsland toe, en daar het een van die persone in Duitsland hom vriende met hom gemaak, en hom op die ou end gevang en gebring na Engeland, en sodat hy deur die regering dan veroordeel kon word, koning Hendrik die 8ste wat goedgekeur het dat hy doodgemaak word, en sodoende gesterf het. Gegaffel is eintlik deur die horings van die politieke kragspel wat daar plaasvind. Ek en jy hoor in die koerante van die horings wat uitkom vir die kerk, terwyl daar gesê word dat die
kerk moet nou by die staat registreer, al die leraars moet by die staat registreer. Die regering wil reguleer wat die kerk sê, wat die predikante sê. En dit het gebeur voor die Eerste Wêreldoorlog, is daar baie Romeinse priesters, protestantse predikante, ortodokse, Grieks-ortodokse, Russiese ortodokse kerk, se biskoppe en priesters is doodgemaak. So dis niks vreemds dat as die land besig is om iets te beplan, om mense se monde stil te kry, dan kom hierdie horings uit. En so ons hoor van alreeds soos 'n kwaai bil wat besig is om met sy neus te snort en wat besig is om sy hoewe dan te kap, om gereed te maak om te storm, hoor ons alreeds. En Dawid het na die Here gegaan toe dit gebeur. Die Here het hom uitgered. Christus het na sy Vader gegaan en hy is uitgered. En ons kan na ons hemelse Vader gaan en tot hom roep, want onthou, vir Christus was die deels van die uitkoms alreeds dat hy gesterf het en onverganklik uit die dood uit opgestaan het. Want selfs die dood kan ons as kinders van God nie skei van ons verlosser nie, want hy het vir ons 'n opstanding uit die dood opstanding uit die dood bewerk. Verder het Dawid die Here om hulp gevra weens die toestand van sy liggaam. Vanaf vers 16, my krag is verdroog soos 'n potskerf, my tong kleef aan my verhemelte, en U lê my neer in die stof van die dood, want honde het my omsingel, 'n bende kwaadoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe, al my beendere kan ek tel, hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Dawid roep die Here aan, want hierdie spanning van wat hier besig is om te gebeur, het 'n invloed op die liggaam van Dawid gehad. En omdat hy psalms skryf, het hy dit op 'n poëtiese sin bedoel. Maar sien ons dat dit letterlik in sekere gevalle waar geword het van Christus. Dat hy dors gehad het, dat sy tong aan sy verhemelte gekleef het. Ek het dors, Johannes 19 vers 28. Dat 'n letterlike bende kwaadoeners vir Christus omsingel het. En die Judaiseerders het mense opgemaak teen Christus en hier van agteraf geroep, laat hy gekruisig word, sê kruisig hom, en so het baie van die volk het dan agterna geroep, kruisig hom, hulle het 'n bende saamgestel, want mense wat probeer om iemand anders se ondergang te bewerk is lafhartig en nie braaf om een teenoor een te staan teenoor aan die een kant Dawid, want hulle het gesien wat het Dawid met Goliat gedoen, so jy moet jou storie ken, is die opstand teen Dawid, en aan die ander kant teen Christus opgestaan. Niemand het dit gewaag om alleen met hom te praat nie, daarom moes hulle dan 'n groep mense, soos 'n klomp honde, 'n trop honde, of soos wat ons sien, buffels, of stiere, dan kry om saam te span. En sodoende het Christus dan aan die kruis hierdie toren van hierdie bose bende ervaar, die honde, en hulle het sy hande en sy voete deurgrawe. En hierdie beeld word dan deur Dawid gebruik, maar dit is ook profeties. En dis waar ek vir u gesê het, ons sien dat Petrus het die woord profeties genoem toe hy sê dat Jesus Christus nie in die graf gelos is nie. Kom ons kyk na Lukas 24 vers 39 en 40. Kyk na my hande en my voete, dis nou nadat Christus
uit die dood uit opgestaan het. Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hulle sy hande en sy voete. Christus se hande en voete is letterlik deurgrawe, nie Dawid se nie. Dawid het waarskynlik dit op 'n poëtiese manier bedoel, maar dit is in Christus vervul. Al my beendere kan ek tel, en ons weet dat die beskrywing van die gesel wat die Romeine gebruik het hulle dan hom geslaan en die velle van sy lyf af geslaan, en veral was sy ribbebene die vel en vleis afgeslaan, dat daar van sy ribbebene sigbaar was en hy dit kon tel. En dan hulle verdeel my klere onder mekaar, Matteus 27 vers 35, en nadat hulle hom gekruisig het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en ook my gewaad die lot gewerp. Hier is 'n aanhaling van Psalm 22. En wat sê Lukas hier vir ons? Dis profeties van aard. En dit is weer eens vir my verbuisterend dat mense kan sê, teoloë kan sê, dat hierdie het niks met Jesus Christus uit te waai nie, want Jesus was nog nie in Dawid se tyd gebore nie. Hy is die ewige seun van God, en hierdie mense het profeties gespreek, maar jy sien, die liberale teologie wil alles wat bonatuurlik is, wil hulle weggooi en sê, wel, dit was onmoontlik om profeties te spreek. Maar hier sê Lukas vir ons, onder inspirasie van die Heilige Gees, dat dit profeties van aard is. En daarom het ons rede om kwaad te wees oor die swak teologie wat daar vir mense opgedis word. Maar vir my en jou is dit tot groot troos, want ons weet, 1000 jaar voor Christus gekom het, is daar al reeds beskryf die wonde aan die hande en die voete van Christus, dat hy gegesel sou word, sy beendere getel kon word, dat sy klere onder mekaar verdeel sou word, dat dit profeties van aard is. Anders het ons geen hoop nie. Anders het ons geen hoop nie. Dis of alles of niks. Jy kan nie so half tussenin beweeg en sê, wel, ons haal hierdie gedeeltes uit en ons glo nie dit nie, maar ons behou nog steeds 'n mate van Christendom nie. Ons glo nie in die fisiese, letterlike opstanding van Christus uit die dood nie, maar ons bly nog Christene as ons dan bely dat Christus uit die dood het opgestaan het, dan staan hy net in my hart op. Dis boos. Want as Christus nie uit die dood uit opgestaan het, sê Paulus vir ons, dan's alles te vergeefs. Dis alles of niks. En ons weet as kinders van God, dat ons aanvaar dit wat die woord van die Here vir ons sê. Die Heidelbergse Katekismus leer vir ons, dat ons geloof is, nie net om te glo dat alles wat dit in God se woord opgeteken is, deur God self vir ons ingegee is nie, maar ook 'n vaste vertroue daarin, dat Christus nie net verander nie, maar ook vir my sondes gesterf het. Verder het Dawid die Here om hulp gevra om nie deur die swaard om te kom nie. Dawid het geweet dat hy eendag moes sterf, maar hy wou nie deur die swaard sterf nie. Maar U Here, wees nie ver van my nie, my sterkte maak tog gou my te help, red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond, verlos my die bek van die leeu en uit die horings van die buffels, het U my verhoor. Want Dawid is deur die Here gekies om die oorlog van die Here te veg. En hoe sou dit gelyk het as Dawid gesterf het deur die swaard? Daarom het Dawid op sy ou dag op sy bed gesterf, sy asem uitgeblaas. Christus is gestuur om vir ons te ly, maar nie om deur die swaard te sterf nie. En daarom het die Vader dit ook so beskik, dat toe Christus
toe die soldate na hom toe kom en sê, dit begin nou laat word, hulle sal moet seker maak dat die wat gekruisig is, dood is, het hulle 'n spies geneem en sy sy gesteek, en water en bloed het uitgekom. Die bloed het alreeds gestol, en so die skeiding was daar tussen die bloed en die bloedplasma. Daarom het dit gelyk soos water en bloed skeiding. Hy het nie deur die swaard gesterf nie, maar hy het die ruwe kruisdood vir ons gesterf, Galasiërs 3 vers 13 en 14, Filippense 2 vers 8. En dan die lofprysing wat daarop volg. En ek dink ons gaan die lofprysing verder sal ons volgende keer na kyk. So kind van God, ons lyding laat ons 'n bietjie beter begrip hê van die lyding van die mensgeworde, vleesgeworde seun van God. Alhoewel ons nooit volmaak kan insien wat hy deurgemaak het nie, kry ons tog 'n idee, en deur die verligting van die Heilige Gees openbaar God dit aan ons. En ons sien dat Christus gespot is, en besef ons die hartseer van bespottinge wat ons in ons eie lewe al beleef het. Christus wat verag is, en ons weet wat veragting beteken. Maar niks wat ons deurmaak dra enigstens by tot ons saligheid nie, maar slegs wat Christus vir ons gedoen het. Dit bring vir ons saligheid en vrede en versadiging en troos en die vaste wete dat ons God se eiendom is. So kind van God, wanneer ons roep en dit voel of God nie daar is om ons te help nie, dan kan ons die versekering hê, en dis wat die psalmis ook vir ons sê, dat God het die ellendige verhoor. My God, waarom het U my verlaat? Die kruks van die saak is, hy het verhoor. En sodoende is ons volk van God, en die nasies sal God saam prys. Want God is besig om sy kerk bymekaar te maak uit elke volk, stam, nasie en taal. So Christus het vir ons gesterf, ons is gewas deur sy bloed, hy bring ons tot die Vader in dankbaarheid vir sy verlossing, in gehoorsaamheid van God kan ons lewe, om sy naam te eerbiedig, dat hy vir ons gesorg en vir ons gehoor het, en ons weet dat ons kinders van God is, as ons die broeders lief het, 1 Johannes 5 vers 2, en wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. So wat moet ons in dankbaarheid doen? Die dankbaarheidslewe is om die gebooie van die Here te ken, en die gebooie van die Here na te kom. Dit is ons dankbaarheid, dit is ons dankbare lewe. Ons sing tot lof en eer van God, maar dit is maklik aan die een kant om te sing, harteloos te sing, maar saam in gehoorsaamheid aan die Here te leef en sy naam te verheerlik deur hom te besing. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons wil U naam groot maak, U wat ons deur baie stryd en lyding laat gaan, en ons weet dat ons die koninkryk van God moet ingaan, terwyl ons baie stryd ly, en ons kan alreeds in ons kort lewens getuig van stryd waardeur ons is, en U kom gee aan ons die versekering dat U ons lief het, dat U ons wil bewaar, en dat U ons wil leer, en dat ons vertroue op U moet hê, dat ons lankmoedig moet wees om op U te wag, want U sal uitred, U sal help. Bid ons dan, Here, dat ons na Christus sal kyk en sy versoening, en ook sodoende, Here, in ons lewens besef dat op grond van Christus kan ons tot U roep, o Vader, en die wete te kan hê dat U ons hoor en sal verhoor. In benoudheid is ons soms gehul, maar by U is daar uitkoms. By U is daar vir ons hulp en troos, en ons eer en ons aanbid en dank U en loof en prys U groot naam. In Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.